Goeiemôre en welkom hier by Inspireer, waar ons inspirasie uit die woord van God uitkry en ek sien uit om saam met jou hierdie week lekker te reis. Ons tema vir hierdie week is empatie. Empatie, hoe kan ek met empatie leef teenoor mense en wat is Christus se verwagting van my en jou ten opsigte van empatie en hoe deel ons empatie met mense? So vandag duik ons in daarso by Matteus 18 vers 27 en dit sê die heer van daardie slaaf het hom innig jammer gekry, hom vrygelaat en sy skuld vir hom kwytgeskeld. Nou hierso kom Jesus en wanneer hulle die vraag aan hom vra, hoeveel keer moet 'n mens vergewe? En dan stel hierdie persoon voor selfs 7 maal. Hy probeer eintlik vir by die Here spog, want die Joodse gebruik was 6 keer. Dan sê Christus die bekende woorde 70 maal 7. Dis hoeveel keer ons moet vergeef. En dan vertel Jesus hierdie storie van die slaaf wat die koning of wat die heer geld geskuld het. En dan wanneer hy voor die koning val, het die koning hom innig jammer gekry. En dan maak hy hom vry van sy skuld. Hy sê ek skryf jou skuld af en hy is vry om te gaan. Hy bly in sy diens, maar hy hoef dit nie sy straf uit te dien nie. Hy word nie geslaan nie en dit word afgeskryf. En dit is presies wat met my en jou gebeur het. Ons onbetaalbare skuld, en in hierdie verhaal is dit 'n onbetaalbare skuld. Kom ons sê iets in die lyn van 40 miljoen. Iets wat ek in my lewenstyd waarskynlik nie sal kan terugbetaal nie. Wat verskuldig is aan die koning, word dan afgeskryf en ons word kwytgeskeld. Dis wat met my en jou gebeur. Hierdie onbetaalbare skuld wat ons het, word ons vanaf kwytgeskeld. Christus sê hy vergewe dit, hy maak dit gelyk en hy maak ons vry. Hy sê ons het 'n lewe van vryheid wat ek en jy kan leef. So die Here se verwagting van my en jou is dat ons op dieselfde wyse mense sal vryspreek. As jy die storie verder lees, dan sê hy dan wanneer hy uitgaan nadat hy vergeef is, kry hy iemand anders daar nie in die stad wat hom geld skuld en dan laat hy hom in die tronk gooi omdat hy hom dit nie kan betaal nie. En dit was maar 'n klein bedragie geld. Wanneer die koning dit hoor, dan laat hy hom haal en hy sê omdat jy vergewe was, maar jy kan nie 'n medediensknegt vergewe nie, handig ek jou nou oor aan die pynigers. Die woord daar in die Grieks is basanizo. Dis 'n plek waar ons nie wil wees nie. So Christus kom sê, ek het vir julle die voorbeeld gestel. En hy sê so die koning het hom innig jammer gekry. Nou dit is simpatie, is om iemand jammer te kry. Empatie is om iets daaromtrent te doen. Christus sê, hy vergewe ons skuld. Hy sê, hy tree in ons plek in by God die Vader, on our behalf, namens my en jou. En hy verwag dieselfde van my en jou, dat ons vinnig mense sal vergeef, dat ons sal sien wanneer mense berou, wanneer mense jammer is, wanneer mense hulp nodig het, maar dat ons dit nie net sal beleef en sal jammer voel nie, maar dat ons iets sal doen, dat ons sal intree in daai plek. So Christus kom stel vir ons die voorbeeld, dat ek en jy moet vergewe, ek en jy moet empatie hê, ek en jy moet onsself en iemand anders se skoene kan sit. Ons sien dit reg deur die Bybel, hoe Jesus mense jammer kry, nie net dit nie, dat hy iets daaromtrent doen. So, dis ons tema vir hierdie week, empatie, hoe kan ek en jy met empatie leef? En ek sien uit om saam met jou die res van die week ook te journey. Kom ons bid saam. Vader, ons eer Here, ons sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het, Here. Dankie net tot U kan bid, dat ons uit U woord uit kan leer. Here, vandag bid ek dat U ons harte sal vul met empatie, maak ons oë oop, ons ore oop, hou ons sensitief vir mense om ons, Here, wat in nood is, wat sukkel, wat deur moeilike tye gaan. Here, ons sê vir U dankie, Here, dat U ons vertrou ook met mense. Dankie Heilige Gees, dat U ons ook bekragtig en ons in staat stel, Here, om empaties teenoor mense te wees, om op te tree en in te tree, waar hulle ook nood het. Ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons inskakel. Ek sien uit om die res van die week saam met jou te journey en dankie dat jy daai like en share knoppie druk en as jy daar op YouTube kyk dat jy die subscribe knoppie druk. Sien uit om môre te sien. Totsiens.